Goeienaand en welkom by Baardberaad. En soos julle daar sien, ons kyk na die yskoue prentjie en ons gesels weer en oor die weer en sommer oor enige ding vanaand, want as ons oor die nuus gesels, dan gaan ons in 'n depressie verval. So kom gesels gerus saam. Die baanhuis is vanaand oop. Jy kan maar gesels net waaroor jy wil en ek en Johan het al die wysheid in pag. Ons sal alle vrae beantwoord. Ek sal nou die deur oopmaak vir Johan. Hy kan maar sê nee, maar ek weet hy is baie slimmer as ek. So hoop julle kuier lekker saam. Goeienaand Johan, hoe gaan dit daar by jou? Nou, Alwyn, altyd lekker om saam met jou te kuier. Ek sien jy hou daarvan om ons so onder die bus in te gooi, maar gelukkig is ons nie bang daarvoor nie. So kom ons kyk wat gebeur. Nee, ek sien nou Tiaan se president. Ek het eintlik nou die dag vir Tiaan 'n boodskap gestuur. Daar's nou sommer 'n lekker ding om mee oor te gesels voor ons by die weer uitkom. Ek stuur nogal juis vir Tiaan nou die dag 'n boodskap toe sê ek sien is nou nie meer sy president nie, is Callie se president. Want ek sien gas, jy weet die grootste Afrikaanse Sondagkoerant het so ek het iewers so voorblad foto gesien so 'n week of wat terug wat nou gesê het wat toe Callie die foon optel toe sê hy this is your president speaking. Johan, ek dink ek sal die ou nogal reg gehelp het, maar miskien is dit net ek. Ja, kyk, hulle sê woordjies maak saak. Ek dink die korrekte term is this is the president of South Africa. Ek dink dis 'n korrekte Engels. Maar ek sal nogal hou daarvan om te weet wat ou Callie gedink het. So hy dit nou hoor. Ja nee, dit was nou vir my verskriklik interessant, maar soos ek sê, ek dink net hoe sal mens nou in mooi Afrikaans sê, die voorbarigheid van die skepsel om nou te sê, this is your president. Jy weet, dit is our people het hom op die troontjie geplaas, baie van ons het hom beslis nie daar geplaas nie, so hy moet maar hy is our people se president, jy weet, ek dink ek sou hom nou reg gehelp het, maar ek dink as mens nou seker diplomaties wil wees, dan sal dit nou die verkeerde ding wees om te doen. Ja, ek dink nie jy hoef bekommerd te wees dat hy jou gaan bel nie. Ja, nee, ek dink nie ons hoef enige illusies daaroor te hê nie. Maar Johan, terwyl ons nou oor die weer praat, ek sien, is dit koud daar in die Vrystaat, want hierso sit ek met lekker kort moue en ek sien jy het alweer 'n baadjie aan daar by jou. Ja, ek dink die baadjie vanaand is maar bloot gewoonte. Hy was lekker koud geweest hier oor die naweek. Vandag was eintlik 'n heerlike dag. Son het geskyn en was eintlik 'n aangename dag. Was nie 'n somersdag nie, maar nou sien ek hulle voorspel weer koue vir die naweek of so net na die naweek. So ek het net besluit ek gaan net die baadjie die hele tyd aanhou. Want as jy hom elke keer moet uittrek as jy warm kry en dan aantrek dan lê hy iewers by die huis of hy's in die kar en dan kry jy koud. So ek het net besluit ek dink ek gaan die baadjie net aanhou totdat ons nou regtig somer het en dan sal ek hom maar uittrek. Goeienaand Een en Renier, gesels gerus saam. Ons groet julle ook, baie dankie vir die groet. Ja Johan, ek moet nou sê dit was Saterdag was ek nou hier Republiek van Pretoria toe. En toe ek terugkom, jy weet, ek was nogal hier teen Vrydag was ek 'n bietjie geïrriteerd dat ek nou op 'n Saterdag, ek het 'n paar goedjies wat ek wil doen hier, dat ek nou 'n Saterdag moet jy weet in 'n vergadering sit en nie werk met die handwerk nie, maar nou moet ek sê toe ek Saterdagmôre vroeg by die deur uit is, toe ek eintlik diep dankbaar ek hoef nie buite te werk nie. Jy weet so, toe ek darm jy weet 'n werkbare verskoning dat ek my lyf weggesteek het hier by regte werk. Want hy darm hier by ons het hy nie warm geword nie en hy was heeldag so man, hy was nat, maar jy weet hy het alles nat gemaak om hom behalwe die grond. Jy weet dit was so ou mis reentjie. Ek dink ek het 2 mm hier by my gemeet. Maar dit is nou 2 mm in 'n heel dag wat hy net, jy weet die druppels is te klein om regtig te val, maar hy kruip oral in. Jy weet een van daai regte Kaapse daar. Mens sal dan seker nou kan sê die reën het julle gemis. Maar ons het daarom lekker heen gehad hier in Bloemfontein.
Ons het ons praat van amper 2 duim plek. So ons het vroeër die week lekker reën gehad en toe daai koue gekom met daai amper sê nattigheid en mistigheid. So dit help. Ek dink by ons is die ouens se koppe op in terme van die feit dat ons lekker vroeg reën gehad het. Ja, Johan, ek moet nou sê, as ek nou die weerprofete kan glo, dan sê hulle dit het omtrent tot so by koppies gereën en jy weet toe hou hy daar in die Noord-Vrystaat op. Hy wou nou nie heeltemal Transvaal toe kom nie. So lyk my julle gebruik nou weer al die reën daar in die Vrystaat op voor ons 'n bietjie kan kry. Dis ook maar soos ons voorouers, hulle het ook maar net gegaan tot daar bo te draai hulle om en kom terug. Nie kans gesien om oor die val te gaan nie. Johan, maar ek het nou die naweek het ek vir julle verduidelik, dit is hoekom party van ons voorouers oor die val getrek het, toe ek nou sien daardie meel wat daar uit die lug uitgeval het daar by julle. Ek sien party ouens hier van ons af het nou spesiaal hulle het nou die een man het daar Clarence toe gery en daar in Golden Gate gaat rondry met sy 4x4 en daai wit poeiergoede gaan kyk en gaan koud kry en in Ficksburg oorgeslaap en verder koud gekry en toe die volgende dag weer gaan koud kry daar met die wit goed. En toe sy nou terug hierso, jy weet dit is ek verstaan baie goed in die lewe nie en daai is nou een van daai goed wat ek nie so lekker verstaan nie. Ja, ek dink dis iets om te sien as mens kyk na die fotos en die video's. Ek dink om dit te beleef, dis groter as wat mens dink. As die hele veld, die hele wêreld rondom jou is toe onder die sneeu, dit maak dieselfde plek anderste. En ons is nie sneeu gewoond nie, man. Ons ken dit nie regtig gesien. Daar was maar altyd in Lesotho sneeu en dan plek weet daai kant toe, maar nooit so groot of so baie nie. En nou die vraag is die natuur besig om te verander? Is dit deel van hierdie veranderinge wat ons sien? Ek wil dit nou nie klimaatsveranderinge noem nie, want daar is ook nog maar stigma rondom dit. Maar jy wat naby aan die natuur is, jy weet self hoe die natuur deesdae, ek wil amper sê wisselvallig of anderster is. Jy weet dit word vreeslik warm en vreeslik koud en is stormagtig. Dis amper asof daar ander tipe weersomstandighede is as waarmee ons groot geword het. En die vraag is, gaan hierdie sneeu nou elke jaar so wyd val, gaan hy weier val, gaan dit weer kom, of is dit nou maar 'n eenmalige ding? Johan, nee, ek wou nou vir jou gevra het, nou kom jy met die ander ding. Ek wou nou juist vir jou gevra het, as mens nou daai sneeu so in die Vrystaat kry, dink jy dis nou die einde van aardverwarming? Dis een ding wat my so bietjie wen alwyn. Ek moet eerlikwaar sê, hoe meer hulle praat van aardverwarming, hoe kouer kry ek in die winter. So ek verstaan dit nie heeltemal lekker nie. Want iewers ter anderster moet dit dan seker maar vrek warm wees om hierdie koue uit te kanselleer, want dit was bitterkoud geweest. So ek weet nie, ek kan sien dat daar, soos ek sê, dat daar verandering is en dat daar vreemde goed in die weer is. Maar laat dit nou verwarming is of dat die verwarming het oorsaak, ek is bietjie versigtig om my kop in daai bynes te druk. Johan, ek het nou juist daai Greta meisiekind wat so vir die wêreld wil preek, wat nie genoeg pak slaag gekry het toe sy klein was nie, dat sy vir groot mense wil voorpraat, so 'n stukkie gekyk, maar ek kon toe nou nie verder dit hou nie, maar jy weet, ek dink net almal is vol stront. Al hierdie ouens het aardverwarming, en onthou jy daai een ou van Amerika, was dit Grant of een van daai wat toe nou vertel het, hulle het nog so fliek gemaak oor 2012, laat dit tot in Transvaal gaan sneeu, en jy weet, die einde van die wêreld gaan wees, en ons is nou al so dosyn jaar verder. Jy weet, maar nou verbeel vir ons al die goede verander. Ja, almal verander. Jy weet, as jy nou daai oukies gekyk het van ou Sit en wat is die olifant se naam en daai lotte wat so geloop het, daai Ice Age besigheid. Dan moet ons onthou, op 'n stadium was daar ystydperk, so ek vermoed nou, as ek nou nie heeltemal verkeerd is nie, moes daar 'n bietjie aardverwarming gewees het vir daai klomp sneeu om te sit, ys om te smelt. So ek vermoed dis 'n natuurlike ding. Ek dink nie die ouens van die brandewyn het dit opgebruik nie. So weet maar nou dit, terwyl die ouens nou sê dit is nou so koud en so aan, Johan, ek bly hier op dieselfde kolletjie aarde en ek het nou
letterlik so, as ek hier uit my kantoor uit moet skat, so 300 meter van my af, het ek groot geraak op 'n plot. So, en ek wil nou nie heeltemal my ouderdom hier weggee en nie dat ek 'n vrou is nie, maar so omtrent 40 jaar terug het dit hier gesneeu dat ek 'n sneeuman kan bou. En dit het nog nie weer so gesneeu in die 50 jaar wat ek nou hier is, of bietjie meer as 50 jaar wat ek nou hier is op hierdie wêreld nie so. Ek weet nie of die ouens toe ook al geverbeel het en kom ons sê nou maar die groot mense, dink jy die groot mense daai tyd het ook gepraat sê nee kerels, hierdie weer is nou deur mekaar. Hierso is nou snaakse dinge besig om te gebeur. Wat dink jy daai ouens 40 jaar terug gesê toe dit tot die in Transvaal gesneeu het? Nou praat ek nie van onlangse bietjie wat jy opgekyk het en 'n sneeuvlokkie op jou baadjie gekry het nie. Jy weet, die aarde het, man, as ek nou reg kan onthou as kind, ek dink seker omtrent so 2 duim. Jy weet, het die sneeu daarom hier gelê by ons, jy kon daarom 'n ding rol om 'n sneeuman te bou. Nee, ek dink daar's 2 gesprekke hierso. Ek dink die eerste een is dat die weer wel verander. Ons het altyd geglo in die 7 goeie jare, 7 droë jare siklusse wat hy gemaak het. Of my pa het nou altyd daarin geglo. En later jare het hulle nou maar net gepraat van El Nino en La Nina en wat ook maar siklusse het. En ek dink jy is heeltemal reg. Die natuur het siklusse. En daar's hierdie klein siklusse in groot siklusse in groter siklusse en so 'n rolle. Ek dink as jy die patrone gaan navors oor genoeg jare, dan gaan jy dalk tendense begin agterkom en laat hy maar warmer word en kouer word. Ek meen, soos jy reg opmerk, daar was nou al ystydperke en al die klas van goed. So ek dink wat gebeur, en dis my teorie oor hierdie hele storie. Die slim mense het gaan sien ons is in 'n siklus waar die aarde gaan warmer word. En toe vra hulle vir hulle self af, maar hoe kan ons geld maak en hoe kan ons mag kry uit dit uit? En toe gaan sê hulle vir mense, dis as gevolg van koolstofdioksied of van stikstof of wat ook al wat in die lug ingaan, en dat die beeste poep hierdie hele ding nou verkeerde kant toe. En nou kan ons al die beeste tot niet maak en ons kan al die boere se grond vat. Vir die mense wat kyk, daar's 'n dokumentêr met die naam van No Farmers, No Food. Hy is in 2023 uitgegee. Gaan kyk maar 'n bietjie die aanslag op landbou reg oor die wêreld. Ek praat van Sri Lanka, ek praat van Nederland, ek praat van Amerika, reg oor die wêreld. En dan kom jy vinnig agter dat regerings of rolspelers die stikstof en die koolstofdioksied gebruik om sekere ander agendas te dryf. So as ek nou na jou toe kom en ek sê vir jou, man, hierso is 'n probleem. Die aarde word warmer en hier's die rede daarvoor. En nou word die aarde warmer. Die gemiddelde ou op straat vat nie genoeg tyd om te gaan kyk, maar is dit regtig die rede nie? Hy sien net die aarde word warmer of hier is hierdie weerpatrone en hierdie vreemde goed. En hierdie ouens het gesê dit gaan warmer word en dit gaan vreemde weerpatrone wees. So daarom moet hulle reg wees dat dit die stikstof en die koolstofdioksied is. En nou verkoop hulle hierdie hele internasionale ding van koolstofkrediete en ek weet nie wat nie. Daar's verskriklik baie mag en geld op die spel. En dit oor iets wat ek heel moontlik dink jy heeltemal reg is dat dit 'n natuurlike siklus is. Johan, maar nou het jy my verloor toe jy nou praat met die gemiddelde man, want as ek nou dink aan die gemiddelde moderne man, dan sit hy heeldag met sy gat in 'n kantoor met ligversorging in, of hy sit by sy huis met ligversorging op 'n waier, so hy kyk op die TV, jy weet, wat gaan die weer wees, en hy sit nooit sy voet buite nie, jy weet, daar, nou die dag vra ou my mos nou, hy sê, maar, wat gaan die weer môre maak? Ek sê, maar, dit mos vir jou maak dit niks saakie, jy gaan met jou gat nie een keer buite wees nie, so hoekom moet jy weet wat die weer maak, maar ek dink dit is vir daai ouens wat hulle so maklik om die bos lei, jy weet, ek dink 'n ou wat regtig binne die natuur werk, dat jy dan hier op 'n winter, ek sien nou daai ander vriend van Boer Media, hy het nou daar langs Bethlehem so gewys van daai aarde wat dan so verklei met daar, en jy weet, as jy daar met jou vingers daar in daai sneeu moet werk om diere te versorg, dan glo jy nou beslis nie aan hierdie aardverwarming twak nie. Jy weet, en as jy nou hoogsomer op 'n trekker sit en
jy weet ou spikes van dooier is op jou, dan glo jy ook nou nie heeltemal dat die plek verskriklik koud word nie. So dan ek dink dan val 'n ou minder vir die liegstories as Johanne buite besig is. Ek dink is hierdie ouens wat nie regtig weer ervaar nie wat meer val vir hierdie stories. Nee, dit kan moontlik wees. Neem in ag dat ons mense is maar lief vir die natuur en al gaan jy dan nooit op 'n jagnaweek of hy druk sy vingers in die grond buitekant of hy braai ten minste buite. So hy weet daarom wanneer is dit braai weer. Ons mense het ek wil amper sê uit ons natuur uit 'n nader leefstyl aan die klimaat, aan die weerspatroon. Maar as jy iemand ontmoet of as jy iemand nie ken nie en jy praat oor iets en praat jy oor die weer. En dit het my nog altyd gefascineer. Dit is die maklikste om met iemand 'n gesprek te begin is om oor die weer te praat. So ja, ek weet nie, het hierdie ding nog gevries hierso? So van weer gepraat. Sy Johan, lyk my die stroom kry koud daar in die Vrystaat is so koud tot jy het gevries, maar daar is jy weer met ons sien jou weer lewendig. Johan, ja, ek maar in elk geval, so ek dink as baie mense wat jy gaan gerus voort. Nee, praat maar. Nee, ek het jou nou halfpad hier in die rede geval. So ek dink as baie mense wat uit die huis of uit die woonstel uit in die voertuig met ligversorging van daar af uit die kantoor uit. So hulle is definitief nie so blootgestel direk aan dit nie. Hy reën nie nat nie, die son brand hom nie. So ek dink dit het minder van 'n impak op hulle net om jou punt te staan. Ja, nee Johan, ek was nou so 'n bietjie moedswillig. Ek hou dan so nou en dan om die ouens in die stad so ou steekie in te kry. Jy weet so partykeer jy ken mos nou my moedswillige streep. Maar nou moet ek sê, jy weet oor die weer, gaan my stories nou opraak en ek sien nou al die manne groet hierso, maar niemand wil regtig gesels hierso, manne, julle kan regtig vra enige onderwerp, die deur is oop. Dan kyk ons wat kan ons antwoord, of wat kan ons nie antwoord nie. Maar Johanne het so gepraat van wat in die nuus is, maar ek en jy het nou gesê as ons oor die nuus praat, dan gaan ons osself van 'n doringboom ophang. Ek weet nie hoeveel doringbome is in die Vrystaat nie. My hare raak so lank, ek kan al amper 'n Absalon triek trek. Maar ek sien nou hierdie ouetjie wat nou, ek kyk nou nie baie van sy goede nie, maar ek weet daarom wie sy hierdie Jan Braai knaap. Ek sien daar was nou nogal 'n hele omstredenheid rondom hom en hierdie Nuus24 stories. Ek sien daar is 'n klomp mense wat nou eers kwaad is vir Nuus24. Ek dink hulle is so ek dink hulle is so 20 jaar wat te laat. Al het jy bietjie daarop gebreek, ek neem aan jy praat van die Jan Braai storie. Ja Johannes, skus, ek dink daar in die Vrystaat, hier by my loop alles redelik voor die wind, so ek dink is dalk daar by jou waar die syne 'n bietjie probleem is. Ja, ek weet nie, ek het nou nie die video gesien of enige, weet nie regtig waar dit gaan nie. As ek reg verstaan van dit wat jy vir my gestuur het, lyk dit asof mense na die media toe gehardloop het en gesê het, weet, hier is nou weer iets. En ek dink dit is moeilik. Ek meen, kom ons praat uit boer media se oogpunt uit. Soms kom mense met 'n storie na jou toe wat lyk na iets, maar hulle bring ook die halwe storie. Nou as media huis moet jy dan nou gaan jou huiswerk doen. So daar's nie 'n verskoning of iets. Jy moet gaan kyk na die hele storie voordat jy dit plaas. Maar ek dink in vandag se wêreld is dit baie moeilik vir media om altyd die hele prentjie te kry. Ons het al 'n paar keer by Boer Media ook gedink ons is hierso op 'n ding en dan as ons so 'n bietjie later uitvind dan was dit nie heeltemal die waarheid nie of die waarheid het eintlik 'n ander konteks gehad. Maar mense wil graag daai sensasie hê. Mense wil van alles iets maak wat dit nie is nie. En ek dink, jy weet, soveel soos wat die media se huiswerk moet doen, soveel dink ek is die mense ook ek wil amper sê 'n kultuur ontwikkel waar hulle graag iemand wil sien wat in die moeilikheid is. Hulle wil graag sien iemand word 'n rasis genoem en dan hardloop hulle met hierdie goed nou op hol.
Ja, Johan, ek dink jy gebruik nou 'n baie takt om joernaliste te probeer beskerm. Ek het nou nie so baie takt soos jy nie. Maar gelukkig weet die volke teen hierdie tyd al. Ja, vir die ouens wat nou die storie ken, nie blykbaar het hierdie Jan Braai, hy het nou vir een van hierdie groot kettingwinkels het hy nou gaan staan in worsbraai en toe het hy nou worsrolle uitgedeel en toe sê hulle nee, hy het nou net worsrolle uitgedeel vir die ouens wat nou nie so donker geverf is soos die ander nie. En toe later toe is daar nou ander kameraskote wat wys nie, hy het nou eintlik vir almal uitgedeel. Want ek dink die ou is ook daarom nie so onnosel dat as hy dit vir 'n kettingwinkel gaan doen om dit so op te tree nie. Jy weet, dadelik moet daar Johan, en dis waar my probleem is, dadelik as so 'n storie by jou as 'n joernalis uitkom en jy weet dit is 'n bekende ou, gewoonlik hierdie ouens wat so woes bekend is nou soos hulle is nie soos ons by Baardberaad wat glad nie bekend is nie. Ons sê 'n ding soos ons wil. So daai ouens is in elk geval versigtig om in sy spore te trap om polities korrek te wees. Daai ou het 'n hoe sal ons nou sê 'n brand name wat hy nou moet probeer voorhou. Dankie Johan. Ja, sy naam is sy handelsmerk en hy probeer baie versigtig daar wees en hierdie storie is geskryf deur 2 joernaliste. So Johan, ek dink daar's geen verskoning nie. As 2 ouens sulke stront kan uitdink en daarmee hardloop en vat 2 ouens om so 'n kakkerige beriggie te skryf, dan moet ek nou sê ek kan nie vir hulle opkom nie. Ek kan nie sê nee, julle het nou gedink dis goed nie. Eerstens het julle daar in die kantoor gesit 'n koffiesyp en julle is van daai ouens wat nie buite wou kom nie en jy het gedink jy kan in 'n kantoor 'n ding skryf sonder om jou huiswerk te doen. Jy weet, so ek het nou nie verskriklik simpatie met die manne nie en ek sien daar op Twitter gee hulle die ouens redelik pak sla. Maar Johan, nou is die ander ding met Adrian Basson. Ons ken nou vir Adrian Basson. Hy is mos nou een van die groot baase daar by Nuus 24 en selfs toe hy nou nog vakleerling is nie 'n lekker naam nie. Hy was nou net 'n appie gewees. Jy weet, toe hy nou al was hy nou nie ons volk verskriklik goed gesind met sy uitsprake nie. Jy weet maar Johan, as jy dan nou so fout gemaak het, so gruwelooslike fout dat jy ou se naam beswader het, dan is die minste wat jy seker kan doen 'n ordentlike verskoning plaas. Jy weet wat die ouens nou gedoen het, hulle het net gesê, o nee, hier's 'n ander kamera hoek, hy het vir die ander worsbroodjie gegee, sonder om te sê jammer ou maat, ons het jou naam verniet vergat. Dink jy daarom nie daai jy weet daar moet daarom 'n stuk etika wees nie of is etiek iets wat mens nou glad nie by 'n moderne joernalis moet loop soek nie. Ja, nee, ek weet nie. Ek dink suiwer maak nie saak wie dit is wat 'n fout gemaak het nie. As jy integriteit het dan vra jy om verskoning vir daai fout ten minste. En jy doen dit op dieselfde vlak as wat jy die fout gemaak het. So ek dink dit is die redelike verwagting wat daar is om te sê maar as jy so ou wat ek meen soos jy sê sy handelsmerk is sy naam en as jy sy handelsmerk skade gedoen het dan behoort jy dit ten minste moeite te doen om dit reg te stel. So nee, ek dink weet dit is maar seker 'n kwessie van integriteit. Ja, Gideon, ek wou nou daai woord gebruik het vir joernaliste, maar ek is semi-ordentlik en dis net uit respek vir Johan dat ek dit nou nie genoem het nie. Maar Johan, ja, ek wil jou nou nie so op die spot gesit het, jy weet, maar nou sien ek een van die ander kampanjes wat nou hier voor uitgesprei het, is baie ouens sê nou nee, jy moet nou jou Nuus 24 is nou nie lidmaatskap, subskripsie, is seker, wat is die mooi Afrikaanse woord daarvoor, moet jy nou kanselleer. Johan, maar ek het nou 'n probleem, ek kan nie myne kanselleer nie. Jy weet, want mens moet een hê om hom te kanselleer. Ek wonder of hierdie artikel nie ouens gaan hulle meer skade gaan aandoen nie met 'n ons is almal weet 'n reeds 'n sukkelende ekonomie, veral vandat dit digitaal na toe beweeg het, is dit nou nie meer so winsgewend
wat dit was toe almal nog in die oggendkoerant gelees het nie. Ja, ek glo nie. Ek dink mense wat oor die algemeen by media groepe ingeskryf is daar vir 'n spesifieke rede. Met ander woorde, daar's 'n sekere toegang tot inligting wat hulle wil hê. En ek dink jy weet die ou wat ideologies wil wegstap as gevolg van so iets, dink ek is min. Ek dink meeste ouens het wat ek wil amper sê intekenaarskap by enige mediahuis het, wil sekere media en 'n sekere narratief hê en hy's daar vir die nuus en hy gaan nie dit opgee nie. Hy gaan nie sy bron van nuus opgee omdat daar so fout was nie, want dis nie 'n ideologiese ding nie. As dit byvoorbeeld, kom ons sê 'n politieke party was, of so iets waar daar bietjie meer ideologie betrokke by is, dan dink ek sou dit hulle seerder gemaak het. Maar op hierdie stadium van die wedstryd dink ek nie so iets en wel hulle het nou verskoning gemaak, al is dit nou weet lamsakkige verskoning soos wat jy nou sê, ek het dit nie gesien nie. Maar het hulle nou verskoning aangebied, so baie mense redeneer, okay, goed, hulle het 'n fout gemaak, hulle het jammer gesê wat ook al die geval is en nou kry ek nog steeds my nuus daar. So ek kan nie sien dat so iets 'n groot ding is nie. As hulle 'n direkte politieke standpunt inneem waar hulle sê, weet, al die boere moet vermoor word soos wat Julius sê of wat ook al, dan uit die aard van die saak gaan jy vonke sien spat. Maar ek dink nie hieroor nie. Ja, Johan, ek het nou nie die woord lamsakke gebruik nie, maar in 'n geval. Ja, nee, ek trek jou been. Maar die punt wat ek wil maak is, Johan, as iemand vir jou lieg oor so iets, wat ek net vra, al kry jou nuus by hulle, gaan jy die volgende keer, ek weet jy sê dis nou nie ideologies nie, maar jy wil daarom hê iemand moet, jy weet, nuus is veronderstel om 'n suiwer ding te wees, as ek dit so kan noem. Jy weet, jy moet vertel, dit het daar gebeur, en dit het nie daar gebeur nie, en dis die punt. Ons weet nou al vir baie jare, is dit nie die storie wat ons kry nie. Elke storie het 'n politieke invalshoek, en hulle probeer 'n ding druk in 'n rigting, en hulle probeer so punte wen met die ding. Jy weet, so weet, dink jy nie dit kan ouens wat nou nog wel gedink het, hoorie, hierdie ouens vertel daarom die storie en hulle vertel die waarheid in die meeste van die tyd nie, dink jy nie dit het maar 'n impak op daai ouens om te sê, hoorie, maar hierdie ouens praat die waarheid snaaks nie, ek gaan nou maar al eindig ek nou nie my inskrywings op hulle pakket nie, gaan ek maar al hulle stories met 'n knippie sout vat. Ek dink die mense wat ingelig genoeg is oor media, vat in elk geval alle media met 'n knippie sout. En hierdie ding kom nie van gister af nie. Die beeld en die burger, dit was ou mondstukke van die NP gewees op die stadium. So daar's 'n lang geskiedenis aan hierdie goed. So daar's altyd 'n hoek wat 'n media huis het. Ek meen, ons het ook Boer Media het ook wat ons uitkom en waar uit ons, ek wil amper sê, ons stories en ons kyk na die wêreld vir mense gee. So ek dink nie dit gaan verander nie. En soos ek sê, weer eens, ek kan nie sien dat dit 'n groot rimpeling maak nie. As ek in hulle skoene was, het ek heel moontlik vir Jan Braai gesê, luister, kom braai by die kantoor en hulle skud blad en hulle sit hom op die voorblad van een of ander ding en weet, en hy verkoop nog intekenare. Hulle sal daai skade kan mitigeer. Ek dink nie mitigeer is die regte woord nie, is 'n lelike woord. Maar hulle sal daai skade kan verreken as hulle dink dit is ernstig. So ek dink is bietjie van 'n storm in 'n teekoppie. Johan, nou, daar is die groot vraag seker nou, het jy gister gebraai? Nee, ek het nie gister gebraai nie. Johan, dit was dan braaidag gewees. Ja, jong, bloot uit die wese van, ek is nou maar so 'n bietjie van 'n anarchist, so ek hou nie daarvan as mense my sê wanneer om te braai nie, maar ek dink nie dit is dit nie. Ek was net gister
was koud en winderig en nie lekker nie. So ek het nou nie ingebraaide of 'n ingeboude braaier soos sekere mense nie. So jy moet buitekant in die wind en koue loop staan en braai. En dit is baie keer ook nie so wonderlik nie. So nee, ons het gister maar rustig gevat. Jy gebraai? Nee, Johan, ek moet nou bieg vir die volk. Ek het gister vir die eerste keer op baie jare op die dag gebraai. Maar ek het die oggend gaan buite werk en toe ek nou klaar gewerk het in die wind en die weer, toe was gistermiddag nogal aangenaam. Toe sê ek nee wat, ek gaan nou maar 'n vuurtjie aansteek, maar jy weet my gevoel is nou, dis hoekom ek so lekker glimlag toe jy dit nou sê, jy weet 'n goeie bakkiesblad vriend van ons, oom Bux Barnard, hy sê altyd hy gaan nie laat 'n terroriste regering hom voorskryf wanneer hy moet braai en wanneer hy nie moet braai nie. Jy weet nou ek voel ook nogal so as iemand nou vir my sê ek moet braai, jy weet dan het ek al klare weerstand daarin. So maar ek het dit gister nou gedoen, maar ek sal as verskoning gebruik. Ek het gister gebraai omdat ek besluit het ek wil braai, nie omdat iemand my gesê het ek moet braai nie. So daar's ons die of my skuiwer gat. Dit was natuurlik 'n jaar of 3 terug, was dit eintlik 'n groot probleem vir die regering gewees. Toe was daar stemme wat opgegaan het en gesê het, maar luister, wat is erfenisdag, dis nie braaidag nie. En Jan Braai het eintlik hierdie ding kom braaidag maak, so terloops. Hy het half met die idee van braaidag gekom. Dit was veronderstel om erfenisdag te wees en uit die aard van die saak ken almal dit nou as braaidag. So toe was daar 'n klomp mense wat ongelukkig is, en wat gesê dit doen afbreek aan die idee van die viering van jou erfenis, en dit is nou gereduseer tot 'n braaidag. So jy kan ook nie wen nie. Johan, ek het nou 'n ding gestuur, maar ek wil hom nou nie vir die volk speel nie, want net nou is daar iemand wat nou hard gewerk het vandag en nou laat eet en ek wil nou nie die ou se eetlus versteur nie. Maar ek sien daar in Durban, ek dink dit was gister terwyl die ouens daar in 'n koffiewinkel gesit en geëet het, toe daar nou 'n klomp spul ouetjies, ek weet nie of jy die video gekyk het nie, daar aangestap met hulle linsrieme, dis nou Zulus en hulle leeuveldtierterte en hulle goede om hulle kop en hulle skilde en hulle spiese, om nou te vertel dis hulle heritage, en nou kom vertel hulle hoekom hulle heritage daar is om 'n ander ou se ontbyt te kom opneek. Maar Johan, wat my nou opgeval het is, daai ouens sit nou met hierdie groot donker brille, hulle lyk amper soos daai ouens van Chips destyds, jy weet daai, dis nou nie Simba nie, dis daai ouens wat op die motorfietsse gery het toe ons jonk was. Jy weet hulle het amper sulke groot donker brille op. Nou dink jy daai donker brille is deel van die tradisionele uitrusting van 'n Zulu? Veral binneshuis. Nee, ek dink nie. Ek dink nie Shaka en Dingaan sou dit gedra het nie. En ek weer eens die video, jy weet, dit mense behoort te begin besef daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. En soveel soos wat ek respek het vir enigiemand se kultuur en tradisie, wanneer jy in 'n restaurant sit en jy betaal geld en jy eet iets daar in 'n restaurant met die aanname dat dit 'n restaurant atmosfeer is. En mense kom skielik in en dit verander die hele storie, hulle maak inbraak op jou ontbyt waarvoor jy betaal en jou ervaring wat jy wou gehad het. Ek dink braak is die regte woord, Johan. Maar ja, dis nie hoe dit werk nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles en mense, ek wil amper sê, kry die teenoorgestelde effek. Dis so goed soos, weet, ek stap in by 'n plek waar mense is vir 'n ander rede en ek gaan druk my idees of my opinies ongevraagd op hulle af. Ek moet dan verstaan dat hulle ongelukkig gaan wees, want dis nie hoekom hulle so toe gegaan het nie. En ek dink mense besef nie dat dit eintlik meer skade maak as goed nie. Dit word later vir die verkeerde rede gesien. En soos jy sê, dan nou word dit ook nie eens autentiek gedoen nie. Ja, Johan, ek dink toe ek daai ding gesien het, dit is soos jy sê, daar's meer moedswilligheid wat ek daar bespeer het. Jy weet, as 'n ou wat nou regtig sy erfenis wou deel met iemand anders, hy wou nou maar net hy wou hulle gaan ontwrig het.
Maar kom ons kom terug hier na die mense toe wat saamgesels en dan nooi ons die, ek sien hier's 'n paar mense wat meer saam kyk, so julle kan vir ons enige vraag vra of enige stelling maak en ek en Johan hardloop met die ding. Soos 'n Fox Terrier wat 'n been opgegrawe het en met 'n Rottweiler agterna. So julle is welkom om enigiets te deel of oor enigiets te gesels. Ek en Johan het die wysheid in pag. Skryf Hendrik van die kerk hierso van hy sê hy bly daar op Kleinfontein, so ons is daarom nou nader aan ons volk daar en hy sê hulle bly daar tussen doringbome. Ek wonder as Hendrik daar op Kleinfontein bly, hy kan laat weet, bly jy op die Kleinhoewes of bly jy in die dorp, Hendrik? Ek ken nou nogal die plek, Johan. Hy sê hy sien baie blinkstadsbakkies met in die bos plakkers met bullbars en snorkels. Hy sê die goed skit af op ons geelpad in 1 week se tyd. Nou, ek weet hulle het die geelpad wat aan die een kant van die dorp loop en ek dink is die rooi pad aan die ander kant is, ek dink is die rooi pad as ek dit nie mis het nie. Maar Johan, ja, wat sê jy nou van hierdie ouens wat en ek dink nie dis net daar by Hendrik se wêreld nie. Ou sien hierdie goed. Ek weet nie of dit in Bloemfontein in die stad is nie, maar hier by ons is nogal 'n redelike ding. Jy weet daai ou het 'n daktent daarso wat ek wil nou nie sê 'n paar maande se salaris nie, want daai ou kry definitief meer salaris as ek. Jy weet maar daai bakkie is so vol goede en al die toergoede en dan ry daai ou nooit 'n tree verder as Sandton met die bakkie nie. Is dit 'n tendens wat julle daar by julle in die Vrystaat ook sien? Nee, ek kan nie nou dink net dat ek vreeslik baie van dit opgemerk het al in die Vrystaat nie. Miskien het ons net nie genoeg geld nie. Miskien as ons groter salarisse gekry het, sou ons dit ook gedoen het. Maar nee, hierso die ouens, dit is meer prakties, dis maar ouens het tralies op omdat hy iets agterop laai. So ek dink nie is so volop hierso soos daar nie. Johan, ek moet nou sê as ek het ek ry nou so jaar terug daar by 'n plek in die noorde van die Republiek van Pretoria en ek sit daar laat die ouens gou vir my 'n ding bedra daar op 'n bakkie, want ek sal nou nogal die ander goede wat ou nou kan probeer doen, sal ou probeer doen, maar as dit by drade kom, jy weet, dan's ek maar ligtig. Jy weet, ek wil nou nie 'n bom bou, verskoning, van my eie voertuig nie, en so dan laat ek die slim manne dit doen, en die ouens verkoop nou hierdie 4x4 goede en wille goede en daktente en laaie en jy weet jy kan dit maar opnoem. Die ouens verkoop dit en sit dit in. Toe vertel die ou my nou, jy weet, dis nou sy besigheid, ek sal nou nie maar hulle naam noem nie, want net nou wil iemand nou nie meer by hulle gaan doen nie, maar hulle, dis klomp mense wat soos ons lyk, soos ons ryk wat die werk doen, so ek het nou lekker met die ouens daar gestaan en gesels, jy weet, daar waar hulle gewerk het en gekyk het wat hulle doen, so dit was nou nogal lekker. Maar toe vertel die ou nou van, hulle sit nou al hierdie sisteme en al hierdie goed in op 'n splinter nuwe bakkie, weet die bakkie is omtrent nie baie lank wat hy nou daar uit die vertoonkamer uitgetrek is nie, aan land die bakkie daar by hulle, dan moet hulle die verskriklike goed opsit. Hy sê dan nou nog, dan party van die ouens spandeer regte geld daar by hulle, en dan sit hy nou vir die oue ietsie ekstraatjie hier in 'n laai, dan sê hy vir die ou, hoorie, die is nou 'n persentjie van ons af. Baie dankie vir jou besigheid. Hy sê, en dan 6 maande of 'n jaar of wat later kom die ou nou om nou weer 'n nuwe ding wat hy nou iewers seker raak gesien het by 'n pel om 'n braaivleisvuur of iets, dan kom die ou nou die ding bysit. Hy sê dan trek hy daai laai oop, dan is daai ding daai goed wat hy daai ou gegee het nog steeds in dieselfde plastiek sakkie in dieselfde hoekie waar hy dit gesit het. Hy sê dan het daai bakkie met die beste kampgoede. Hy sê jy kan sien daai ou hy het nog nie een keer daai bakkie gaan kamp mee nie, maar hy het 'n klompie rand aan daai goed gespandeer sodat hy nou kan inwees by sy manne. So lyk my dit is maar ek weet nie, maar dis ook meer 'n stad ding, man. Die ouens hierso rondom ons is hier, weet jy, maar plotters en die ouens op die plaas het gewoonlik nie sulke fiteriasies hier, is die ouens in die stad wat jy weet, hulle wil net, ja, ek weet nie, ek dink nie daar's 'n regte
mooi Afrikaanse woord vir image nie. Jy weet dit, want dit ek dink 'n Afrikaanse woord sal nog dit jy weet want hoekom ek die woord image gebruik, want ek dink is 'n Engelse ding wat oorgespoel het na ons toe. Jy weet daai van dat jy nou wil beter lyk, jy weet as jou buurman. Ja, miskien het hulle ook maar groot drome dat hulle eendag bietjie wil kan uit die stad uitkom en dan wil hulle maar net voorbereid wees vir dit, wie weet. Ek sien nou Boorgatspook groet ook hier, hy sê van nat Duitsland uit, ja Boorgatspook, ek sien die Vrystaat het genoeg reën gekry, maar jy kan maar van daai nat Duitse weer hierso na ons toe stuur in die Transvaal, ons het dit nodig. Nou vra, hy kan mens nog 'n bakkie in Suid-Afrika bekostig, hy sien die goed raak duur en sag. Johan, het jy daai ding gesien wat die ouens nou so gedeel het van hoeveel skaap het gevat het om in 19 dink is 78 of 79 het dit gevat om hoeveel lammers het dit gevat om 'n bakkie te koop en hoeveel lammers dit nou vat. Het jy daai ding gesien? Ek dink ek het hom vandag iemand weer aangestuur. Ek dink Chris van Biljon het hom gestuur van Boeredroogte, wat is hy nou bring op. Maar daar's 'n hele debat wat toe nou uitgebreek het rondom dit, waar die ouens gesê het met die ek wil amper sê vergelyking van die bakkies en die wisselkoers en so daar's 'n paar ouens wat toe nou interessante opinies gelig het. So is 'n interessante debat as jy ouens wil gaan lees. Soos ek sê, ek dink is op Chris van Biljon se blad waar die ding vandaan kom en hoe die ouens sê maar okay, goed, as jy moet daai bakkie met daai bakkie vergelyk. Maar dit is dit op hierdie stadium van die wedstryd is die vleispryse ongelooflik laag. Ons praat van jare terug se vleispryse was dieselfde. En as jy nou gaan kyk na wat jou insetkoste is en wat ander goed kos, die aard van die saak is dit baie hoër. So ek dink die boere kry op die oomblik swaar en ek het gesien die wolpryse is heelwat af as ek reg is. So daar's ek is bekommerd oor die landbou en waantoe die ding wat 'n kant toe hy gaan. Ons boere kan nie nou bekostig om nog laer pryse te kry nie. Nie dat die mense in die winkels dit agterkom nie, want ons betaal maar nog steeds dieselfde geld in die winkelrakke vir hom, maar die boere kry aansienlik minder. Johan, ek het die ding nou hier voor my, ek gaan nou nie die hele ding lees nie, maar in kort is dit, hulle sê in 1978 moes jy 172 lammers verkoop om nou die nuwe Isuzu te kon koop, 'n 2 liter Isuzu destyds. En hulle sê nou 'n 1900 Isuzu, dis nou die goede wat hulle vandag maak, moet jy 492 lammers verkoop om nou 'n bakkie te koop. Maar Johan, behalwe nou die wisselkoers en die goede, jy weet in 1978 het daai bakkie nie met jou teruggepraat nie. Jy weet so, is dit nie, jy weet, ek weet die ouens kyk nou net na die lammers en die goed, maar is dit nie maar net die tegnologie wat die ding so duur gemaak het nie, as hulle al die tegnologie uitgehaal het, weet as hulle nou daai 1978 se kakkerige suspensie ingesit het, in daai bakkie, en hulle haal al die elektronika uit, laat daai goede, wat in 'n geval na 'n paar jaar nie op 'n grondpad hou nie, dan kan jy nie stop en die bakkie regmaak langs die pad nie. Maar ek dink as hulle al daai elektroniese goede en al daai tegnologie uithaal, as hulle seker weer by dieselfde hoeveelheid lammers uitkom. Is interessant. Toyota het mos nou, hulle noem dit die Champ, maar hulle mag hom in Suid-Afrika uit die aard van die saak nie die Champ doen nie, want Nissan het die Champ gehad. So Toyota is besig om 'n soortgelyke bakkie wêreldwyd uit te bring. Weet nie wanneer kom hy Suid-Afrika toe nie. En dis 'n baie basiese en eenvoudige masjien. Hulle sê daar's baie plek vir knoppe, want daar is niks knoppe nie. Dis lyk my regtig stok standaard ou tegnologie en hulle het gepraat van, nou praat ek onder korreksie, maar daai tyd met die wisselkoers, dink ek praat hulle van R250,000 vir 'n nuwe bakkie. 2.4, ek dink is die 2.4 diesel, ek praat nou onder korreksie. Maar dit
ek het die gevoel gekry daarso, hulle het al die tegnologie gaan uitdruk uit die ding uit en teruggegaan net na 'n onderstelde engine in 'n raadkas en 'n bak. Weet, dis die tipe van ding, jy gaan hom self die venster oopdraai. En ek sê nou vir jou, as hulle kan inkom met 'n nuwe bakkie vir daai prys wat 'n Toyota merk op het, ek dink nie hulle gaan voorbly nie. Ek dink al wat 'n tuindienste is, al wat 'n besigheid is wat goed aflewer, ek dink al wat 'n boer is, alles is nou net vir sy plaasbakkie. Ek dink hulle gaan daai goed verkoop. Voordat dit aangekom het, gaan dit uitverkoop wees. So ek is nuuskierig om te sien as dit kom, want dit is presies die argument wat jy maak. As jy al die tegnologie uithaal en net 'n bakkie gee, waar gaan jy dan uitkom? Wat gaan dit jou kos? Ja, Johan, ek dink hulle het gesê hy sit in dieselfde klas as die ou tydse Toyota Stout. Ek weet my oupa het so ene gery, of dan die, soos ons toe ek nou jonk was, ons het gepraat van die Tolla bakkie. Ja, daai Stallion. Ja. Toyota Stallion. Jy weet, so tipe ding, dit is daar's niks fiteriasies nie. Jy, soos jy sê, jy vra vir ou Tolla, jy kon die ding selfs op water laat ry. Jy weet, so ek dink dis daai tipe bakkie, so ek dink daai ouens is somme werk nie heeltemal reg nie, en Boorgatspook sê, hy sê jy's reg, hy reken die ding gaan prys in die omgewing van 10,000 Amerikaanse dollar. Hy sê dis omtrent die prysklas van die ding, so dan is jy omtrent op die nommer. Wat interessant is van bakkies, net so nou 'n bietjie van die punt af. Ons ken nie 'n plat bakkie in Suid-Afrika nie. Maar lyk my Australië en daai wêreld, weet nie, en selfs in Amerika nie so baie nie, maar lyk my Australië is nogals lief vir 'n plat bakkie. As ek so kyk na hulle, weet die ouens wat daar boer en te kere gaan, dan sien ek baie van dit. Maar dis iets wat ons in Suid-Afrika regtig baie van sien nie, behalwe Loos bakkie. Loos meubelhandelaars het almal vir 'n plat bak. Ek word net gevra het die Vrystaat nie 'n Joshua Dor nie. Ja, daai ja. Jy weet, ja, die meubelbakkies het mos almal daai plat bakke. Maar ek dink Johan, ek dink dis by ons maar net 'n jy weet, ek dink hulle gee jou net nie die keuse nie. Jy weet, ek dink op baie van daai plekke kry jy 'n onderstel, dan kan jy kies wat se bak jy wil op hê. En dan as jy nou 'n beter bak wil opsit, dan sit jy nou vir jou beter bak op. Jy weet, maar so gepraat oor bakkies en dier en tegnologie en al die goede, en oor bakke. Dis 'n ding wat ek hierdie ouens, jy weet, hierdie ambai bakkies. Ken jy hulle, Johan? Nee. Dis daai cruisers. Jy weet, elke tweede ouetjie ry met van hulle. Jy weet, maar wat jy betaal daai massiewe klomp geld vir daai ding, en hulle kan jou nie so 'n dubbelband bak gee nie. Weet jy, kan niks agter op daai bakkie laai. Dis nou regtig vir daai, dit is nou, ons het gepraat oor daai ons met die kampgoede, maar jy weet, daai cruisers is nou regtig, jy moet hom net gebruik vir so iets, want iets agter op laai en die ding rol dan jy duikie aan die kant van jou bak. Ek kan nie glo dat jy so baie geld vir so 'n bakkie betaal, en dan kan jy nie 'n dubbelwand gee nie. Dan moet jy maar eerder 'n platbak cruiser kry soos Johan voorskryf. Ja, ek is nou nie so op datum met wat se wanddikte die cruisers het nie. Wat ek wel weet is van hierdie goed is dan verskriklik swaar op brandstof. En ek dink die ouens haal 'n bietjie asem nou dat die brandstofpryse afkom. Maar dit moet dan hartverskeurende wees as jy teen daai hoë pryse daai ding se tank moet volmaak. Johan, nee, dis nie die wanddikte nie. Kyk, 'n gewone bakkie het aan die binnekant, hy het aan die buitekant die bakwerk wat nou die mooi kurwes in die goed het. En dan in die laaibak het hy 'n plaat waar jy die goed in op laai. So as iets nou rol, dan tref hy teen die binnewand van die bak. 'n Cruiser is daai buite ding met die kurwes is die wand. Hy het nie, jy weet, daar's nie twee lae nie. So dit is, jy weet, ons het daai tyd in die brandweer, weet ek nou van, weet, as jy nou daar ding het, en dan moet jy nou na die tyd baie mooi gaan panel beat en polish as jy terugkom by die stasie voor daar vrae gevra word. Jy weet, dis hoekom ek so verpesting het met die ding. Jy weet, ek moes al daai goed doen, nou nie dat ek een kon bekostig nie.
Maar Johan, ek is bly ons het nou 'n landbou hierso, want ons het nou 'n landboukundige hier, want ons het nou 'n landbouvraag hierso. En ek sou hom nou geantwoord het, maar jy's nou die landboukundige. Ja, dis jou beurt. Ons kykers vra nou 'n lekker moeilike vraag. Angelika Estreisen vra, sy vra, kan ons oor GMO gewasse praat? En dan sê sy hoor daar in die Oeverberg, is daar geen GMO grane nie. Dan vra sy, is dit waar? Nou Johan, so ver my gebrekkige kennis, ek ken nie die kolonie nie, ek sukkel om in die Vrystaat uit te kom, wat nog van die kolonie. Jy weet maar, die Oeverberg is mos hoofsaaklik koringwêreld, as ek dit nie mis het nie, Swartland, Oeverberg, dis mos koringwêreld. Weet jy wat se gewasse plant hulle daar? Kyk, die Weskaap is lief vir hulle canola en vir hulle koring. In terme van GMO sal dit bitter interessant wees om te weet. Ek is nou baie nuuskierig. Want om deesdae byvoorbeeld mielies te kry wat nie geneties gemanipuleer is nie, is semi-onmoontlik. Want jy moet sertifikaat hê vir dit en jy mag dit ook nie langs ander lande geplant. Dis nogal 'n proses. So meeste van die goed is maar gemanipuleer, wat is dit, GMO, wat ook al. So dit sal bitter interessant wees om te weet as hulle dit sou reg kry, want dit gaan 'n distrik wees wat dit moet doen, want jy moet, jou buurman moet inwees op dit. Anderster is die kruisbestuiving in elk geval daar. So ek gaan dit definitief navors. Ek het nie 'n antwoord nie, ek is nie seker of dit so is nie, maar dit sal baie goed wees as dit so is. Ek sien Angelika het ons geantwoord, sy sê hulle plant daar koring, haver en gort. Maar nou moet ek sê, hierso by ons Johan, ek weet nou nie waarvoor plant hulle die haver daar nie, en of hulle die haver plant vir die graan, of hulle nou daai ouens wat die ontbyt maak, of dit nou vir daai haver is wat hulle nou daar aangooi nie. Maar hier by ons, ek dink is maar dieselfde by in Transvaal in die Vrystaat, hier word maar hoofsaaklik mielies geplant, bietjie koring. Koring is eintlik 'n redelike vreemde en skaars ding. Nou gaan die koringboere almal vir my met klippe gooi en sê ek weet nie waarvan ek praat nie, maar jy sien nie baie koringlande hier by ons nie. Maar die haver word hoofsaaklik, as hier haver geplant het word by ons, is dit maar hoofsaaklik haver wat geplant word as veiding of dan gesny word vir voer. Ek weet party ouens nou dat daar baie spulpunte is daar party ouens wat wel die haversaad oes, en die ouens soos daar in Brits waar die water baie is, jy weet sal jy nog sade in die hande kry, maar die meeste van die ander ouens hier by ons is maar jy weet word die goed maar vir veiding geplant of dan om gebal en gesny en gebal te raak. Ja, iets wat die laaste ruk verskriklik gegroei het is soja. Hier in die Vrystaat, ek nie as kind, ons het niks geweet van soja nie, en die silo's wat was nie gerad om sojas te hanteer nie, en die was nie soja boonstropers nie, en deesdae is daar groot stukke aarde onder soja, en dit is ook weer 'n kwessie van, daar's nou weer stories dat soja nie goed is vir hormone, cholesterol, iets, daar's weer 'n storie daar rond, wat die ouens sê, ons moet versigtig wees hoeveel soja ons eet. Ek weet daar was nou onlangs weer, nou of dit waar is, weet ek nou nie. Maar definitief baie meer sojas in die Vrystaat as in die verlede. Ja, Johan, hier by ons is dit ook die sojas, dis nie iets wat ek as 'n kind geken het nie. En deesdae is dit baie, ek weet nie of dit 'n groot invloed is, dalk met die ouetjies wat, dit sal nou 'n interessante ding wees, met hierdie klomp jong manne van ons wat nou daar oor die water in Amerika gaan werk. Ek wonder hoeveel van daai ons het teruggekom, want daar lyk my plant hulle nogal redelik die goeie, en het teruggekom van dat hulle dit dalk daar geleer het, om dit hier te kom plant. Dit sal nogal interessant wees. Maar Johan, jy sê nou, hulle sê jy moet versigtig wees om hoeveel soja jy eet. Johan, het jy al soja geëet? Alwen, so een keer 'n jaar, dan misgis ek myself, dan as ek lus nou om 'n stukkie wors te braai. En hier is 'n winkel hier naby ons, dis 'n groot handelaar, en almal sal nou weet, maar in elk geval, dan gaan koop ek nou daarso wors, en dan tussen die soja is daar vleis, maar dis hoofsaaklik soja. So daar het ek geleer soja
eet en geleer om nie daarvan te hou nie. So dis die meeste soja wat ek inkry is in hierdie kettingwinkel se wors. En ek moet sê ek is glad nie 'n groot ondersteuner nie, hoor. Ek eet dit nou nie op ander plekke nie. Wel, ek weet nie, miskien kry ek dit in op ander maniere. Nee, ek wou nou net juist gevra het, jy weet, of jy al soja geproe het en as jy dit geproe het, dink jy daar's 'n waarskuwing nodig dat jy nie te veel van die goed moet eet nie. Ek dink as jy daai goed proe dan behoort jou lyf vir jou te sê nee, hierdie goed is nie gemaak vir mense om te eet nie. Nee, so ja, is maar die veevoerindustrie, maar ja, ek moet tog 'n artikel weer soek en vir jou aanstuur. Nou was die ouens was bekommerd oor sekere ek kan nou nie onthou was dit hormoonvlakke of cholesterolvlakke of wat se vlakke dit was nie, maar daar was definitief iets wat hulle gepla het. Ek sien nou Angelique, ja nee, baie dankie dat jy saamgesels. Angelique, jy leer ons ook nou baie goed. Ek sien Boorgatspook sê daar's estrogen, so dit is hoekom hierdie ouens hulle verbeel, hulle is meisietjies. Maar Angelique sê sy kry geen mieliemeel wat nie GMO is nie. Nou sê sy na 3 ure kry sy maagpyn. Ek neem aan dit is nou van hierdie GMO mieliemeel. Maar nou moet ek sê Johan, ek het nog nie self nou het ek nou nog nie ek kan nou nie sê ek kry nou enige mediese toestande wat sigbaar is en wat ek nou self kan ervaar van mieliemeel nie, maar ek meen dis soos jy sê, ek dink nie daar's meer 'n regte mielie te kry nie vir in 'n geval vir kommersiële plant nie. Die meeste van die goed is mieliebusters. Jy kry nie 'n regte mielie meer nie. Alles is 'n mieliebuster. So ek weet nie van enige iemand wat regtig plain mielies plant nie. Ek het nog 'n ding nogal vir geelmeel. Ek is mal oor geelmeel, maar jy weet selfs dit is 'n moeilike ding om te kry. Jy moet die dierevoer gaan eet om geelmeel in die hande te kry, want al die ander goed is witmielies. Ek daar was mos en ek dink ons het hieroor gepraat baie lank terug. Waar die ouens gesê het maar goed, daar was hierdie hele aanslag op die GMO mielies. En toe die boere teruggekom en gesê maar die enigste manier hoe hulle kan kompeteer met die res van die wêreld is om te boer soos die res van die wêreld. En ek wil amper sê jou ou mieliesoorte gaan eenvoudig nie vir jou die opbrengs gee nie. Jy gaan nie kommersieel met dit kan boer. Hy is net eenvoudig nie siektebestand genoeg en sy opbrengs is nie hoog genoeg ensovoorts om dit te kan doen. Ek dink in 'n sekere sin is daar dalk nou 'n geleentheid vir mikroboerderye of kleiner boerderye wat spesialiseer in goed wat nie geneties gemanipuleer is nie, spesifiek vir mense wat dit soek. Maar dan gaan jy 'n premie betaal. Daai meel gaan absoluut heel wat duurder wees as gewone meel. So miskien is daar 'n geleentheid vir ouens om dit te probeer. Maar as jy wil kommersieel boer en duisende hektare plant in die klas van goed, dan kan jy nie meer bekostig om met die ou mielies te boer nie. En nou sê die boere maar, jy weet, as ons wil boer, is dit wat ons moet doen om by te bly. So weet hulle is in die stryk wat ek kan doen. Ja, soos jy sê Johan, ja, dit maak miskien 'n geleentheid oop vir 'n nismark soos jy sê. Jy weet organiese baie ouens is organiese boerderye. Maar as ek nou hierso vandag op Droëland, ek dink dan moet die ouens ook die wiskunde agter dit verstaan. Eerstens gaan hierdie goed sy eie aanleg moet hê. Hy gaan nie saam met die ander goed in 'n rollermeele bewerk kan word nie. So hierdie ou gaan spesifiek dit moet op sy daai koste moet verhaal word. En dan dink ek die verskil is 1,5 tot 2 ton teenoor 8 ton. Per hektaar net in opbrengs seker wat jy as ek nou hier vinnig moet raai. Jy weet so jy gaan maklik 4 keer of meer hang van die reën af minder afval en dit is nou nog as jy nie siektes en goed kry wat dit nog minder gaan maak nie. So die premie wat jy gaan betaal moet die ouens net weet gaan aansienlik wees. Jy gaan nie
vir 'n regte mielie dieselfde prys betaal net vanweë al die faktore wat ons genoem het nie. Maar ek stem saam met Angelique dat daar wel jy weet sekere of definitief is daar gesondheidsrisiko's verbonde aan die manier waarop AD daar geboer word, maar jy weet die ander ding is met die boere en ek dink ons het daaroor gepraat oor voerkrale en ons weet nou jy's ook in voerbedryf jy weet ons het op 'n stadium ook so klein skaal gevoer en as jy dink jy gaan die ding eties doen en jy gaan nou hierdie besie net so voer, jy kan nie as daar nie steroïdes vir die ding gegee word nie, dan kan jy nie om nie winsgewend voer nie. Dis omtrent die hoe sê die Engelse bottom line. Weet ons was daar en ons het daai toetse gedoen jare terug al en ek dink die mark het meer kompeterend geword. Jy weet jy bly net nie by nie, jou voerkoste is van so 'n aard dat jy kan nie goed voer teen 'n verlies nie. So ek dink daar's bittermin diere wat in 'n slaghuis opeindig wat nie jy weet een of ander stadium deur so iets is nie, tensy jy nou jy weet regtig 'n C-graad koetjie wat van die veld af op jou oom se plaas groot geword het, is iets anders, maar ek dink as jy 'n A-graad ding koop of soos die ouens praat supers, jy weet goed wat geslag word hier by die 450 kilos 500 kilos dan wil ek amper raai dat ek weet nie of daar 1% vir hulle gaan wees sonder hormone nie. Die ding is en ek is 'n groot voorstander vir organies. Ek is 'n groot voorstander vir vryloop natuurlike weidings en daai klas van goed. Ek is regtig, dis vir my iets wat baie naby my hart lê. Maar daar's 'n premie op. Daar's kostes aan verbonde. En jou probleem is die oomblik as jou ekonomie soos nou swaar druk op jou middelklas, dan gaan hy nie die premie betaal nie. Dit is 'n handjievol mense wat bereid is om meer te betaal. So vat iets soos 'n eier man. As jy 'n gewone eier kan kry vir kom ons sê vir die argument vir R2 en jou organiese of jou vryloop eier is R3.50. Op 'n pak van 30 is dit weer R30 verskil. Die middelklas gaan dit eenvoudig net nie nou betaal nie. Hulle kan dit nie nou finansier nie. So dit dan eindig dit op Woolworths se rakke waar mense dalk miskien bietjie meer bereid is om te betaal vir so iets, daai premie te betaal. En ek dink jy weet is seker 'n argument wat twee kante het, maar dit voel vir my asof baie klem gelê is op navorsing en ontwikkeling in terme van die intensiewe stelsels die laaste 10-20 jaar. En dit is maar die laaste paar jaar wat hierdie ouens deurkom met hulle hierdie hernubare boerdery metodes en die klas van goed, waar die ouens begin sit en sê, maar hoe kan ek organies bemens? Hoe kan ek meer organies of meer natuurlik gaan? Koot het eendag my foto's in 'n video gestuur daar van 'n plek. Ek praat onder korreksie, ek dink die plek se naam is Living Seeds, nie seker nie, maar dit is organies. Dit is met ander woorde soos in die ou dae. My ouma het goed geplant en dan sy daai pitte uitgehaal en daai pitte is volgende jaar weer geplant en hulle het weer gedra. Vandag kan jy dit nie doen met hierdie nuwe goed nie. Jy gaan net jou tweede jaar niks oes nie. Maar daai kan jy nog weer. Dit is ek wil amper sê nader aan die oorspronklike natuurlike saad en goede. So ek dink daar is 'n herlewing in dit en ek is dankbaar daarvoor. Dit is iets wat ek graag sal aan wil deelneem. Maar op die einde van die dag in terme van kommersiële boerdery en om 8 miljard mense internasionaal te voer, het jy ongelukkig intensiewe stelsels ook nodig. Johan, ek dink dit maak ook die deur oop en ons is nou al groot voorstanders deur baie programme het ons gepraat so oor tuin maak en jy weet net jou vingers in die grond kry as jy 'n stukkie grond het en dit hoef ook nie altyd 'n groot stuk grond te wees nie. Dit kan jy moet nou sien, ek het gister juis weer vir kuier mense by my bandetuin gewys. Weet waar ek van hierdie blare, want blykbaar sê my vrou ek moet so nou en dan blare ook vreet, ek kan nie net vleis eet nie. Jy weet maar ek het nou die klomp blare en die goed gebruik ek en ek kan nie ons is 3 in die huis en ons eet bykans elke aand slaai en ek kom nie voor nie en ek het een
jy weet in een van die bande het ek daai blare, dis nou nie dis nie die kopslaai nie, jy weet dit is van daai blare goede. Ja. En die goede hou nogal. So jy weet ek dink 'n ou gaan moet kyk om jou eie goed te doen en jy weet ek het nou vir my seun verduidelik toe hy nou ek het nou so spinasie tipe ding geplant, maar die eerste keer is 'n halve baba spinasie is 'n ding met 'n kleiner blaar, jy weet, dis nou nie 'n groot spinasieplant nie. Dis die eerste keer wat ek dit plant en my seun toe hy daarso is, hy sê nee, maar hier in die buitekant is party blare gevreet. Toe verduidelik ek hom ook nou nee, dit is ek kan maar die goggaatjies, ek gaan hulle blaartjies om aan te eet, maar ek gaan nie die goed spuit nie, want ons moet dit ook eet. Jy weet en om daai goed ook tuis te bring. En jy kan baie van daai goed dink ek kan jy self doen en jy kan self so lewe, dit moet net 'n lewenstyl wees. Dan is ek wil net gou hier Angelique sê ook sy het geel meel gekoop by 'n plaasstal. Sy sê dit was lekker, maar 4 ure later was sy weer pyn en naar. En sy sê ek dink geel is wit met die skil aan. Nee Angelique, geel mielies en wit mielies is twee verskillende goede. Die hele pit lyk anders. Baie van die goede, die lekkerste geelmeel wat ek geëet het was by 'n jagnaweek waar oom die mieliemeel nadat hy vir die diere dit gemaal het hy dit so uit die hamermeele uitgehaal. Jy weet, maar dan dit was sy eie mielies gewees en dit was vir my verskriklik lekker, want meeste van die ander rollermeele is hulle haal eers die mieliekiem uit en daai word weer verkoop as chop. Jy weet, daar's 'n premie op daai goed, so hulle maal dit nie saam met die ander nie. So dieselfde wat jy ook kry dat 'n hele pit gemaal word in 'n kommersiële besigheid, jy weet, daar probeer hulle vir jou so min as moontlik gee en die doppietjie kom af en al die goede, jy weet, hulle maak so verfynde, amper sê ek nou 'n moffiemeel. Jy weet, dit is nou nie 'n ding waar hulle die hele pit maal met al die goed en al die sleg nie, wat ek dink in 'n geval seker vir jou jy weet, vir jou gesonder sal wees as hierdie ding wat hulle half kaal uittrek en om dan eers probeer maal. Ja, nee, hy's lekker as hy daai semel in het. Ja, nee Johan, ek sien ons is nou al ver oor ons tyd en ons het nou vanaand gewonder waaroor ons praat, maar ek wil net hierso ek het iewers Boorgat Spook het gesê ons is die enigste land in die wêreld wat se stapelvoedsel byna 100% GMO is. Hy sê GMO graan is verbode in Europa. Maar ek dink en dis lekker. Ek dink ek het vanaand ook geleer met ons kykers. Dis lekker as ons so interaktief kan wees, Johan, maar ek dink ons kan dalk in die toekoms kan ons dalk 'n GMO program gaan doen. Ek dink ons jy weet dit gaan beslis 'n bietjie huiswerk verg van ons albei af. Maar ek dink dit sal 'n lekker program wees om oor te praat. Ek dink ons het maar so aan die jy weet so aan die bokant geskraap met die ding. Ek dink daar's baie goed om oor te sê en goed wat ek nie noodwendig van weet nie. Ja, dit kan nogals interessant raak. As hy Johan, ja, ek sien in plaas van 'n uur staan ons nou al hier na 1 uur en 9 minute se kant toe, so ek wil vir jou sê baie dankie Johan. Dit was lekker om saam te gesels. Ek is bly jy's weer op die been. Ons het nou nie eens, ek het nie in die begin van die program vir die volk gesê nie, daai koue in die Vrystaat het jou nou so gehad dat jy nie verlede week kon praat nie. So ons is dankbaar dat ons jou vanaand daar uit die bed uit kon sleep, alles het met die baadjie aan. Dis nou so met die tong in die kies. Johan is nie pisserig nie. Hy was sommer gou weer op die been, maar dankie dat jy weer moeite gemaak het. Nee, altyd lekker om saam te kuier en dankie vir almal wat saamgesels het daar op die kommentare. Dan is dit van ons kant af weer soos ouer gewoonte, alles van die beeste en groente op die plaas.